Liewe familie en vriende, ek wil net vir u sê baie dankie dat u saamwerk ten opsigte van die reëls wat vir ons gevra word in terme van die COVID situasie. Ons weet dis moeilike omstandighede, maar ons waardeer dit dat u ook daarmee help. Dan wil ons baie welkom sê vir die persone wat ook virtueel na hierdie erediens gaan kyk en van die familie se kant af baie dankie dat u ook belangstel en dat u ook omgee en op hierdie manier vir hulle ook bystaan. Ek wil begin deur vir Anneliese te sê wat 56 jaar eintlik saam met Daan geloop het. Anneliese, mag die Here vir jou in die besonder as vrou, mag hy vir jou dra en op die pad vorentoe, mag jy ervaar dat dag vir dag die Here soos wat hy vir jou en Daan gedra het, dat hy vir jou ook spesiaal sal dra. En dan vir die kinders, vir Daniel en vir Andy, vir Connery en vir Elna, vir Liesel en vir Gabriel, en dan vir die kleinkinders. Ek moet sê, toe ek die foto's so gekyk het, op al die foto's sien ek vir oupa saam met die kleinkinders. En dit sê iets geweldig spesiaal. Ook vir sy boetie Jan, wat nie hier kan wees nie, en ook vir Kotie, sy sussie, wil ons ook sê, mag die Here vir julle dra. Hulle sê dat wanneer 'n ster sy einde bereik, dan gebeur dit dat daardie ster gaan dood, maar sy lig vat baie lank om nog tot by ons te kom op die aarde. En vir baie jare skyn daai lig nog, omdat dit beweeg. En daarom, al het Daan gesterf, gaan sy lig in julle lewe nog vir baie lank wees. Eintlik vir julle hele lewe, want 'n mens vergeet mos nooit. En dit bly hier in jou gedagtes. En my gebed is dat daai foto's en dinge wat julle beleef het saam met julle oupa en pa en man, dat julle dit vir altyd sal koester. Ons is in die teenwoordigheid van die Here en daarom wil ek vra dat ons nou sal stil word en dat ons sal luister na die Onse Vader. Terwyl hierdie Onse Vader gespeel word, is dit 'n geleentheid waar jy ook al sit, daar in jou sitkamer, vir die van ons wat hier in die kerk is, dat ons in daardie oomblikke sommer net sal bid en vir die Here sê, baie dankie dat u ons Vader is. Terselfdertyd, terwyl hierdie lied speel, gaan ons vir die kleinkinders geleentheid gee om die kersse aan te steek. Die aansteker is ook daar. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam. Laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergewe al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sonde. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van
Hemelse Vader, baie dankie dat ons vir U Vader mag noem. Nie omdat ons U eerste gekies het nie, maar omdat U ons gekies het deur die bloed van die Here Jesus Christus. En dat U vir ons sê dat U ons oneindig lief het. En dankie vir hierdie gebed wat ons ook in ons lewe kan hê, sodat wanneer ons bly is, en so bly is dat jy partykeer in die woorde het, dat jy maar net kan sê Vader. En wanneer jy seer het, so seer, dat daar nie woorde is nie, dat jy ook maar net kan sê, ons Vader. En dis juist in oomblikke soos hierdie waarin 'n mens baie broos is, soos wat hierdie familie broos is. Ja Here, want hulle moes 'n geliefde afgee. Maar dankie dat ons kan weet, vir ons as gelowiges, is dit nie sommer net afgee aan die noodlot nie, maar is dit eintlik om ons hulle hande oor te gee in die hand van ons hemelse Vader. En ons weet dat, omdat Daan ook vir U kon sê, Vader, dat hy in U teenwoordigheid is. En dis ons troos. Maar ons wil bid as ons nou uit die woord gaan lees, Here, mense kan probeer om hierdie familie te vertroos, maar is net die Gees van die Here wat dit kan doen. En daarom wil ons bid in hierdie oomblikke, dat die Heilige Gees sal kom, en vir elkeen wat baie hartseer is oor hierdie verlies, dat U vir hulle sal sê, ek is by jou. In Jesus se naam. Amen. Annelies het vir my gevra dat ek twee kort gedeeltes sal lees, en ek doen dit graag. Die eerste kom uit Johannes hoofstuk 1, vers 5, maar ek wil graag vanaf vers 1 lees. Baie bekende gedeelte, die woord het mens geword. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En dan hierdie gedagte, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dan in Johannes hoofstuk 10 het sy gevra dat ek ook net 'n versie sal lees, en as jy 'n kans het, dit gaan oor die goeie herder, en ek lees vanaf vers 7. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Orals wanneer 'n mens langs die kus van of kuslyne beweeg in Suid-Afrika en ook in ander lande, kry jy ligtorings. En hierdie ligtorings is gewoonlik waar daar rotse is en gevaarlike plekke, dit is ook naby die hawens. En nou sal die kinders dadelik weet, hierdie ligtorings het twee doele. En die eerste is om in die aand lig te gee, wanneer dit donker is, vir daai skepe te wys hoe hulle moet vaar. En dan die tweede doel is in die dag, is dit 'n baken van hoop, sodat hulle kan weet, hulle is naby in die land, jy's nie net in die see nie. En dis hoekom ek hierdie ligtoringkie so gebring het, sodat julle hom kan onthou, as julle later aan oupa se lewe dink, dat julle kan dink aan hierdie ligtoringkie. Want sien, oupa Daan was 'n ligtoring. Die rede hoekom ek so sê, is omdat hy vir julle symbool was van iemand wat op 'n rots staan. Konnelie sê dit self, dat hy gestaan het op geloof, hoop en liefde, wat daar op ons vensters van die kerk staan. Maar dat hy ook iemand was wat leiding gegee het. En vir julle as kinders, Konnelie en Liesel en Daniel, vir julle selfs julle getroude maats, julle het ervaar hoe dat hy vir julle leiding gegee het, sodat julle ook kan weet, wat ook al raad julle nodig gehad het, dat hy daar was vir julle. En die wonderlike is, vir 56 jaar, het jy, Annelies, saam met Daan, het julle hierdie lig uitgedra. En julle doen dit nou nog. En die kinders het dit leer ken by julle. Ja, nie julle eie lig nie, want sien, julle het al vroeg geleer, dat julle nie die bron van die lig is nie, maar dat die Here die bron van die lig is. En daarom het julle dit net geweerkaats na julle kinders toe, sodat hulle julle voorbeeld kon sien.
En daarom wil ons graag hierdie beeld gebruik ook, as ons iets wil sê oor hierdie geleentheid vandag. Wanneer ons dink aan lig in die antieke tyd, dan was dit maar baie donker in die aande. Hulle het nie elektrisiteit soos ons gehad nie, maar gewoonlik voordat die Sabbat begin het, so 18 minute voor die tyd, dan het die ma gekom en dan het hulle die lampies in die huis aangesteek, sodat daar lig kon wees vir die Sabbat. En dit sou beteken dat daardie lig sou vrede bring, en dit sou ook 'n atmosfeer bring binne in daardie tyd. En nou is dit so, terwyl oupa miskien 'n ligtoring vir julle was, dan kom die Bybel en hy sê, elkeen van ons moet skyn. Miskien kan ons elkeen nie 'n ligtoring wees nie, maar ons kan elkeen 'n kers wees, soos wat julle aangesteek het vir julle as kinders. En as ons vra, wat bedoel ons daarby? Want die Here kom by geleentheid en hy sê, ons lig moet skyn, dit moenie onder 'n lampiemer geplaas word nie. Dit moet openlik wees, hoog, sodat mense dit kan sien. Dan wil ons heel eers sê, hoekom hy so sê is, dat die lig verdryf die donker. Johannes sê dit heel eers, hy sê Jesus het gekom en hy is die lig en die duisternis sal nooit wen nie, en die dood sal ook nooit wen as simbool van die duisternis nie. Een van die vriende van Daan, Andrei, het geskryf in sy boodskapie wat hy gegee het, hy het gesê, dat Daan het by geleentheid gesê, niemand of geen mens maak aspres 'n verkeerde besluit nie. Dit was 'n interessante opmerking vir my, en ek het 'n bietjie gaan dink daaroor, en wat hy eintlik bedoel het was, dat as jy jou raad soek by die Here, dan is jou kans om verkeerde besluite te neem, is nie so groot nie. En daarom was dit vir hom belangrik om in sy lewe as werkebestuurder, en wat met baie mense ook gewerk het, en baie verantwoordelikheid gehad het, om absoluut by die Here te gaan sit, en te vra, hoe moet 'n mens maak? Met ander woorde, gebed was baie belangrik, en Anneliese het dit ook, terwyl ons gesels het sy dit beklemtoon. Gebed was vir hulle as ma en pa baie belangrik, om vir julle as kinders te bid, en vir die kleinkinders, en vir almal, om te praat met die Here. En daarom vir julle as kinders en kleinkinders, dink ek, die belangrikste ding wat hy moet doen, veral vir julle as kinders, dis seer dat julle vir oupa verloor het. Dis seer dat hy nie meer daar is, en julle gaan hom mis, julle gaan hom baie mis. Maar praat met die Here. Vir daai dae wanneer jy so 'n bietjie afvoel, en julle gaan dit agterkom, en julle gaan dit sien, jy staan in die oggend op, niks is verkeerd nie, maar alles is verkeerd. En dan ewe skielik so, as jy hier by 10 uur of so kom, dan kom jy agter jy verlang. En partykeer kan daai verlange vrou kwaai vang. Maar dis die tyd wanneer jy moet gaan en maak soos wat pa gemaak het, om te bid, en voor hom te buig en te sê, Vader, help my in hierdie situasie. Maar hierdie lig is ook daar vir versiering. Ek sien interessant in die Kaap, het hulle nou op die waterfront, het hulle nou die aand gewys, het hulle sulke ligte wat hulle so binne in die lig opstuur, laas met die wêreldbeker, het hulle dit gebruik. En dis 'n simbool van hoop. Ek dink dis pragtig dat hulle dit gedoen het. Want daardie lig dien as versiering. En julle weet, die kerse versier ook. Veral die dames hou daarvan, om in die badkamer en in die sitkamer en waar ook hierdie kerse te sit. En hulle ruik ook lekker. En so het oupa Daan, het hy vir julle in julle lewens ook versier. Het julle versier met sy lag, met sy humor. Ek sien Anneliese het dit geskryf hier in haar briefie, as ons dit net lees. En ek dink persoonlik dat as jy in hierdie wêreld wil oorleef, moet jy humor hê, moet jy kan lag. En julle het baie saam met hom gelag. Ja, het julle lewe versier, soos wat ek net nou gesê het, met raad. En julle as kinders het dit almal, julle is almal suksesvol. En die rede is omdat julle op die skouers van reuse gestaan het. Daarom kan julle ver sien vandag, en daarom kan julle vir die Here dankie sê daarvoor. Julle het gesien hoe dat hy julle versier het met sy liefde, met sy omgee. Ja, selfs die kinders wat by hom wiskunde geneem het, hulle sal onthou van oom Daan se omgee, en hoe dat hy hulle probeer help het. Nou moeder Teresa het by geleentheid het sy het gesê, the greatest disease is to be nobody to anybody. Met ander woorde, om geen verskil te maak nie, maar dit was nie Daan. Daan het 'n verskil gemaak in ander se lewens. Die derde wat hierdie kerse vir ons wys, en die lig vir ons wys,
en dis hoekom Anneliese Johannes 10 gekies het, is dis 'n teken van die lewe. Want dis wat Johannes ook wil oordra. Hy wil sê die lig, laat ons dink aan die lewe, en Jesus kom hier, hy sê ek is die ingang, en wie by my ingaan, sal lewe. En met daai ingang bedoel hy net een ding, en dit is dat hy sê, jy moet 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus hê. Daar's niks belangriker in hierdie hele wêreld as om te weet dat jy 'n persoonlike verhouding met die Here het nie. En vir u wat kyk op die beeld en wat aan hierdie boodskap luister, dink ek is dit seker die een ding. As die kerk weer vol is en ons kan weer almal terugkry, is dit die eerste boodskap wat ek gee. 'n Mens het lankal al daarvan gepraat en so, maar die eerste boodskap sal wees, is jy gereed? En ek dink ons moet dit nou al vir onsself vra. Want ons is in 'n tyd waarin jonges, oues, maak nie saak nie, waarin jy nie seker is altyd of jy môre daar is nie. Maar vir gelowiges is dit belangrik om te kan sê, ek het 'n verhouding met die Here. 'n Seentjie het by geleentheid het hy sy hand gevat en hulle was mense wat antieke goed versamel het, en hy het sy hand so in 'n kosbare fles gesit, en die ding was R1000 werd, en toe kan hy nie sy hand uitkry nie. En hulle het alles probeer om sy hand uit te kry, en uiteindelik toe kry hulle die brandweer, want die ding was R100.000 werd, en hulle wou dit nie breek nie. En die brandweerman het gekom en hy het seep ingegooi, en hy het gesê, seun, ek het nou lekker seep ingegooi, het gaan baie glad wees, so probeer jou handjie so maak, en dan trek jy hom net so uit. En toe sê die seentjie, oom, as ek my handjie so maak, gaan my R5 wat ek vashou, gaan dit val. Wat is die R5 wat jy en ek baie keer vashou, ten koste van die ewige lewe? Dan kon die ewige lewe sien. Hy het dit gesien in die natuur, vir wie hy so baie lief was. Hy het dit gesien in die wonderwerke wat God in sy lewe gedoen het. En Einstein het gesê, jy moet leef asof elke dag 'n wonderwerk is, en alles wat gebeur 'n wonderwerk is, of jy kan leef asof niks 'n wonderwerk is nie. Dan het gekies om te leef asof alles 'n wonderwerk is, en hy het dit beleef. Julle sal onthou toe julle bekommerd was toe hy malaria gehad het. Julle sal onthou dat die Here vir hom deur sy omleining gevat het. En daar's talle ander tye wat hy deur moeilike omstandighede gegaan het, waar die Here hom gedra het. En nou het hy deel in daardie ewige lewe. Openbaring 21. As jy 'n kans het, vat dit en gaan lees dit, en daar wys die Here vir ons, hoe lyk hierdie lewe wat ons gaan ontvang. Ja, hy skuif uit die gordyn so bietjie oop. Julle kinders sal weet waarvan ek praat. As julle mos skoolkonserte het, dan loer julle mos so deur die gordyne. Net gaan kyk, waar is oupa en ouma, en waar is ma en pa. Intussen tyd, as jy hom so oop skuif, dan sien ons wat in die stoele sit, dan sien ons al 'n stukkie van die dekor. Nou dis amper so 'n situasie. Die Here trek dit so bietjie oop, en dan sien ons so effens van die dekor. En wat sien ons? Hy sê, eerstens is daar wat ons nie sien. Die seer en die hartseer en die afskeid. Hy sê tweedens is daar, sien ons die see wat voor, daar sal geen see wees, sê hy nie, en die beeld is eintlik dat daar nie skeiding sal wees nie. Maar dan sê hy, wat gaan ons sien? En as jy dit lees, dan sê hy, ons sien die nuwe Jerusalem. Met ander woorde, veiligheid. Hy sê, ons sien die troon van God. Ons is by die een vir wie ons lief is, en wat vir ons lief is. Maar vir my is die mooiste, dan sê hy, en dan sien jy, hoe lyk dit as God nuut maak. Kinders, julle het agtergekom, oupa se liggaam het 'n bietjie agteruit gegaan. En die wat getroud is, sal agterkom, ons bakwerke verander. Ons probeer 'n keer met oefen en pille, en dalk 'n whisky of 2 in die aand, of so, ek weet nie, dis hoe party ouens dit probeer, maar maak nie saak wat jy doen nie. Jou bakwerk verander, maar jou oë bly dieselfde. Want God gee vir ons die vermoë om raak te sien met ons oë. Ek wil afsluit. Whoopi Goldberg het by geleentheid gesê, I believe I'm here for a reason.
And I think a little bit of that reason is to throw little torches out to lead people through the dark. When you're kind to someone in trouble, you hope that they will remember and be kind to someone else. And it will become like a wildfire. Each person helping someone who then helps someone else, and so on. And I'm afraid that I'm going to wake up one day and the wind will be so strong that no flame can bear to it. I think that is my biggest fear, that I won't be strong enough to keep on being that light. But I know I will keep trying. Oupa Dan se lig is klaar geskyn op die aarde. Hy is binne in die lig van God se heerlikheid. Maar jy en ek moet verder gaan en ons moet skyn. En was daar ooit 'n tyd nodige om te skyn as juis in hierdie tyd? 'n Tyd waarin mense moedeloos is. 'n Tyd waarin ons daagliks met die dood te doen het. 'n Tyd waarin ons met negatiewe goed te doen het. En dis in hierdie tyd wat die Here wil sê, jy en ek, ons moet skyn. Ons hoef nie die lig in onsself te hê nie, want ons het dit nie. Maar ons moet God se liefde, moet ons weerkaats na ander mense, soos wat Dan dit gedoen het. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons sê in Psalm 36, dat U is die bron van die lewe, en vanuit U lig lewe ons. En ons wil in hierdie dag sê, dankie dat U die een is, wat ons in die lewe inbring, en vir ons as gelowiges, dat ons glo, dat U ons kom haal. Vader, en dat al ons dae in U boeke opgeskrywe is, en dat U ons ken, die diepste van ons gedagtes. En daarom dankie dat hierdie familie een dankbaarheid kan hê. Dit is dat Dan die Here geken het. Dat hy en Anneliese saam voor U gesit het in stilte tyd en U gedien het. En daarmee bedoel ons nie dat hy engelvlekkies gehad het nie. Vader, maar iemand wat in afhanklikheid voor U gebuig het. En vir die pad vorentoe, wil U vir elkeen van ons help om te skyn. Wil U vir ons help om in hierdie wêreld, wat dit so nodig het nou, om die lig te kan wees. En al sou daar kragonderbrekings wees, vanweë omstandighede partykeer in ons lewe, geestelike kragonderbrekings, dat U ons gebruik om 'n verskil te maak, deur U genade en U liefde. Ons sê dankie dat U die dood oorwin het, en dat U vir ons sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek gaan nou eers geleentheid gee. Laat ek net my papier hier kry. Ek gaan nou eers geleentheid gee dat ons luister na die lied Amazing Grace. As 'n mens dink aan sy lewe, dan dink ons aan die genade van God in sy lewe. En wat is grace? God's riches at Christ's expense. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
that taught my heart to fear. In grace, my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I first believed. Oh, through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and it is grace that will lead me home. Yeah, how amazing, how wonderful you are. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've known less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, yeah. Ek gaan nou vir Connery die geleentheid gee om net die bedankings te doen. Net 'n paar bedankings namens die familie en ons gesin. Pa, eerstens, jy was 'n mens, 'n nederige mens wat altyd aan my eerste gestel het, wat altyd bereid was om my helpende hand te verleen. 'n groot boom waarom ons almal kon skuiling vind en veilig voel. 'n rots van standvastigheid in geloof en wat ons die waardes geleer het van geloof, hoop en liefde en dit self uitgeleef het. Pa, geen kus of graf is groot genoeg om jou van ons af weg te neem nie. En ons weet vandag is jy op 'n baie beter plek. En dan dank ons vir God dat hy jou vir amper 77 jaar deel van ons elkeen se lewens kon maak. Chris, 'n 3 Riviere Hoes gemeente, vir jou ondersteuning en boodskap van hoop, sê ons dan ook baie dankie. En dan my susters, Daniel Diesel en die Gabriel en kinders, wat my pa ondersteun het in sy laaste ure hier op aarde. En dan ook van ma ondersteun het. Wat in uiters moeilike omstandighede die nodige praktiese redings moes tref
om seker te maak, pa word met die nodige respek hanteer, totdat ons op formele basis ontgroet, wat ons dan ook doen vandag hier. En dan, familie, vriende, wat virtueel en in gees hierdie oomblik met ons deel. Julle elkeen het op 'n unieke manier 'n verrykende impak op my pa se lewe gehad. Dankie vir julle ondersteuning in hierdie moeilike tyd. Baie dankie ook vir julle ondersteuning in my ma, vir wat julle reeds gegee het en werklik nog gaan doen in die dae en jare wat voorlê. Mag pa se vriendskap en liefde, en ek wil daarby byvoeg, sy lig vir altyd in gedagte by julle bly. Baie pa, ons gaan jou mis. Vriende, ons gaan nou 'n laaste skyfie so 'n slideshow kyk, net so 'n paar minute met 'n paar fotos en die tema is Going Home. Going home, going home. I am going home. Quiet like some still day. I'll be going home. It's not far, just close by.
I'm going home. En kan julle dink wat se reunie gaan dit vir oupa wees? Ek gaan nou die begrafnisbriefie lees en dan gaan ek die name van die draers lees en daarna gaan ons dan uitbeweeg en die laaste verrigtinge by die lijkswaal voltooi. Ek lees nou die begrafnisbriefie. Met kosbare herinneringe neem ons afskeid van Daan Moelman, gebore 29 April 1944 en hy is huis toe op die 3de van Januarie hierdie jaar. Daar's pragtige briefies wat die kleinkinders geskryf het, maar ek wil graag Annelies se brief lees. Liefste Daan, ek het jou leer ken as 'n regte grapjas, 'n gentleman, altyd vir my die motor se deur oopgemaak totdat ek die wiel moes oorneem. Maar nou Daan Moelman, vat jy die pad so waar voor my. Die laaste tyd het dit vir jou al hoe moeiliker geraak. Jy en jou wiele was onafskeidbaar. Dan gaan ek jou die rus in ons Papa Vader se voete. Sy arms, weet ek, sal jou verder dra. Ek weet ook hier, as ek by hom ingeprop bly, my krag onbeperk sal wees. Sê hy dan nie, kyk terug my kind, kyk hoeveel kere ek jou gedra het. O, dit is so belangrik om terug te kyk. Ons het nie die krag om dinge alleen te doen nie. Maar ek weet ook dat die rots op wie ons gelofte bou, ons en veral my die swak oomblikke sal vergewe. Ek mis jou al klaar, veral in die klein dingetjies, my liewe Daan. Ons het so baie gepraat tydens ons huisarrest oor hoe baie ons bederf was deur die jare. Hy het vir ons so geseën met kosbare tye saam as familie en met ons vriende. Hierin sien ek hom as my God, Immanuel, God met my. Daarom sal ek nie die alleen tye vrees nie. Dankie vir jou groot geskenk aan my, ons kinders. Connery sê baie aard en lyk na jou op hierdie ouderdom. Danelle en Liesel, pa se kinders. Dankie vir hulle pasmaats. Here, U het hulle vir hulle uitgesoek, vir Elna, vir Andy en vir Gabriel. Asof dit nie genoeg was nie, bederf Abba Vader ons verder. Hy seën ons met 7 pragtige, liefdevolle, hulpvaardige kleinkinders. Nicola, Daniel, Kirsty, Abigail, Elrie, Neil en Anjetjie. Kleinkinders wat hulle ouma van dag 1 op sy of haar manier ondersteun. Ek sien ietsie van jou in elkeen van hulle. Het nie woorde om dankie te sê vir hierdie groot geskenk uit ons Skepper God se liefdevolle hand. Jy het altyd gesê, ons moet nooit vergeet, ons is op pad huis toe. Ook daar wag 'n mooi toekoms vir ons. En daarvoor loof, eer en prys ek hom. Aan sy belofte vir ons sal ek vashou, jou nagedagtes. My liewe Daan, sal ek altyd deur sy genade koester, bewaar en eer. Lief jou mensie, en dit kom van Anneliese. Letter from heaven, when tomorrow starts without me, and I'm not here to see if the sun should rise and find your eye filled with tears for me. I wish so much you wouldn't cry the way you did today, while thinking of the many things we didn't get to say. I know how much you love me, as much as I love you, and each time you think of me, I know you'll miss me too. When tomorrow starts without me, don't think we're far apart, for every time you think of me, I'm right here in your heart. Die draers is Connery Moelman, seun, en Neil gaan saamdra, Daniel Tyler, dogter, met Elrie, Abigail, Liesel van Sail, dogter, met Anja, Nicola van Sail, kleindogter, Daniel Tyler, kleinseun, en Kirsty Tyler, kleindogter.
Okay, is reg. Ek kan maak my kus op, ja? Maak my kus op en dan sit jy net in die lys. Op. Don't leave it down. Let go yet. Let go yet, okay? By geleentheid gesê, the deepest thought one can think of persons is that they are citizens of eternity. Moments and years, years and moments pass like sea-bent streams, and I'm carried by the current of an all-possessing love. I'm on my way, God's way for me, so let it be. Maar ons wil sê, Dan, ons begrawe jou liggaam, maar nie jou oortuigings nie. Ons begrawe jou hart, maar nie jou liefde nie. Ons begrawe jou oë, maar nie jou gesig nie. Ons begrawe jou voete, maar nie die pad van jou lewe nie. Ons begrawe jou hande, maar nie jou ywerige pogings vir jou gesin nie. Ons begrawe jou skouers, maar nie die sorge wat dit gedra het nie. Ons begrawe jou stem, maar nie jou boodskap nie. Ons begrawe jou gedagte, maar nie jou drome nie. Ons begrawe jou, maar nie jou lewe nie. Ons sê nie vaarwel nie. As gelowiges sê ons, totdat ons mekaar weer gaan sien. Ek gaan nou geleentheid gee vir die, ek sien ook hier rose gebring, om so 'n roos op die kus te plaas. Maats, en julle het daai ballonne, en nou wonder julle, hoekom het ons daai ballonne? Wanneer ons hierdie ballonne gaan los, dan gaan dit, soos wat dit opgaan, dit laat ons dink aan Jesus se hemelvaart. Jesus het hemel toe gegaan, en hy het vir ons 'n plek gaan maak. En oupa is nou saam met hom daar, so ek gaan tel 1, 2, 3, en as ek sê 3, dan los ons hulle gelyk, sal dit reg wees? 1, 2, 3. Kom ons, ek gaan vir Okkie vra om vir ons die leidswaard toe te maak, en terwyl hy dan vertrek, gaan ek vir ons die geloofsbelijdenis lees. Hierdie geloofsbelijdenis het mense, wanneer hulle die dood in die oog gestaar het hulle dit in hulle harte bely, en Dan en Anneliese het dit menigmal in hulle lewe ook bely, en dis hulle belydenis, en ek wil julle uitnooi om dit in julle harte saam met ons te doen. Okkie, baie dankie, groete daar. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, bekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees,
Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en ons glo soos wat Daan ook geglo het, in die ewige lewe. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie, dat terwyl ons weet, afskeid is ongelooflik seer, en hierdie is nie afskeid in die sin van mense wat kom kuier het, en hulle gaan weer huis toe hier in Suid-Afrika nie, of dalk oor see nie. Hierdie is afskeid en het voel so finaal, maar dankie dat u sê, een dag is soos 1000 jaar vir my, en daarom sien ons mekaar dalk oor 'n uur. Vader, maar dankie dat ons kan weet, Daan se lig hoef nie meer te skyn nie. Maar Here, dit wat hy gedoen het, het afgegee op sy kinders en op sy kleinkinders. En ons wil vra dat wanneer ons nou hier vanaand verder gaan, dat u vir ons sal help om te skyn en dat ons 'n verskil sal maak, ook in hierdie wêreld, deur die krag van die Here. Dankie dat ons dan nou ook kan afsluit met hierdie diens, en dat elkeen wat hierna kyk, of vergeet hulle alles wat gesê is, net een ding kan weet, dat die Here vir hulle lief is met die liefde van sy Seun, Jesus Christus. Amen.